Goeiemôre gemeente. Goeiemôre jong mense. Julle is deel van die gemeente. Het is lekker om as gemeente volgend hier so by mekaar te kan wees. Ek is nie so bevoorreg soos julle wat nou al 'n koffie kon deurwerk het nie. So Lissus wat ek al was fyn gesê as hy nou wil ek met heel diens blaf, dan moet ek my koffie nou drink. So ek sal nou maar op daai ene uitval met hartseer en aan die einde dalk so 'n bietjie opvang 'n baie sterk koffie dan. Baie welkom en mag vanoggend ook vir ons almal tot seën wees en net so afkondiging oor die diens. Dat aan die einde of na die prediking gaan daar 'n koordans wees. En ek wil regtig vra van die begin af hoekom ek dit nou noem dis regtig deel van die verkondiging. So ons gaan nie hande klap of daar nie. Die bedoeling is regtig om in die gebed daarvan in te gaan. En dit dan ook in te drink. En so dis al wat ek asseblief vra. Dat ons nie sal hande klap nie. Dan gaan ons ook op 'n stadium sal Jacques die kinders voor julle buitekant toe gaan ek ook gou met julle so ietsie doen vinnig. Verrassing vir julle. En ja, kom ons raak stil. As ons vanoggend hier by mekaar is, dan is ons diep bewus daarvan dat die Here met ons se pad stap. En dat die Here ook vanoggend hier so teenwoordig is. En vir ons wil kom ontmoet en dat ons hom sal ontmoet. So kom ons raak vir 'n oomblik stil. Here, dankie dat ons vanoggend kan verklaar. Ons is hier by mekaar in u teenwoordigheid in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Nou ja, ek het julle gegroet en ek glo die meeste van julle het ook al iewers hierso by die deur of so vir mekaar gegroet. Maar die Here kom sê ook vir ons welkom. As die Here vir ons vanoggend kom sê genade, liefde, barmhartigheid en vrede vir jou. Amen. Kies, oeps. Daar sê, het is so lekker om julle gesigte te sien wat so lekker vol lag is en energie en mag julle sommer nou as julle hier by julle by mekaar kom, sommer net 'n lekker goeie tyd saam met die Here met mekaar hê. Nou, daar kan verskriklike interessante goedjies binne wees, so daar kan jy skrik, so ek weet nie vir die wat hier voor is nie. Nee, ek het vir julle saamgebring, en eintlik waaroor hierdie gaan is, ek wil julle sommer net bederf, sommer so op pad na die klas toe, maar dit gee vir julle huiswerk na die tyd, om nou seker te maak of jou ma en pa geluister het in die kerk en nie geslaap het nie. So, julle moet vir hulle vra, wat beteken dit? En dat hulle vir julle mooi verduidelik oor wat hulle vanoggend gehoor het. So, is 'n goeie deal, né? Alright. Nou, wie kan vir my sê, wat se dag vier ons vandag? Dit is Sondag, dit is Sondag is Sondag gaan oor. As hy deel van Sondag is, watter dag het die Here opgestaan? Op Sondag, nee. Maar wat se dag ons vandag, wat ons vandag aan dink en oor fees vier, is dat die Here vir ons sy Heilige Gees gestuur het. Jy het al gehoor van die Heilige Gees? Ja. So, die Here het nie net na ons toe gekom nie, maar die Here het vir ons gesterf aan die kruis, en weet jy wat, die Here gee vir ons 1%, en daai persent is baie nader as enigiets in ons, so die Here is nie meer ver nie, die Here is naby. So die Here het ons 1% gegee wat hy kom deel maak het van ons lewe, en jou ma en pa moet vir julle mooi verduidelik oor wat gebeur oor as hierdie persent hier binnekant is, wat moet eintlik gebeur met hierdie persent? Want hier is ons nou 'n persentjie hierin, goed, en as mens nou kyk na daai persent daar binnekant, dan sit lekker, maar kan mens proe smaak het nou? Nee. Wat moet gebeur? Jy moet hom oopmaak. Nou daai oopmaak ding is 'n verskriklike belangrike ding, anders beteken dit niks nie, nee. Sorry julle. Julle moet lekker klas hê. Nee, daarom nie. Julle kan gou vir julle elkeen een kry. Onthou nou om vir ma en pa te vra om vir julle ietsie te sê daaroor, né? Waaroor gaan dit? Wat beteken dit as die Heilige Gees in mens is, né?
Asai, julle kan van hier af sommer na julle klassies, ek weet daar's mense wat vir julle wag. Ja. Wil jy nie? Jy kan 2 vat, sy wou net nie een gehad het nie. Asai. Asai, kry vir nie. Wat was vir sissie ene? Asai, geniet dit hoor. Het jy gekry? Wil jy enetjie hê? Ek kan eentjie kry. Het jy gehaal? Asai. Dis reg. Dis reg. Asai. Goeiemôre gemeente. Ek is gevra deur die kerkraad om vir François, dominee François, baie dankie te sê vir die Pinksterreeks wat hy vir ons aangebied het. Die tema was Jesus is baie meer, ek wil hom sien. Ons kon hierdie afgelope week die voetspore van Jesus volg van geboorte tot by die opstanding. En daarmee saam het dominee François ook vir ons elke aand rigtinggewers gegee vir moeilike tye wat oor ons pad kom. Hoe moet ons dit hanteer? So het hy vir ons rigting gegee oor lyding, oor onsekerheid, oor die toekoms, oor doodloopstrate, verlange na God en die soeke en die betekenis. En dominee François, ons wil vir jou sê baie, baie dankie. Dit het diep getref en ek glo dat almal wat die dienste bygewoon het geestelike ervaring gehad en het verryk uitgestap. So baie dankie daarvoor. Kom ons staan en dien ons Here. Ek is so bly oor die vrede wat ek kry, deur aan die Here oorgegewe te bly. Ek is so bly oor die vrede wat ek kry, deur aan die Here oorgegewe te bly. En ons stap nou waar die Here ons lei, en omdraai sal ons sien. Ons stap nou waar die Here ons lei, en omdraai sal ons nie. Voorwaarts kinders van die Here, voorwaarts kinders van die Here, voorwaarts kinders van die Here, ons gaan waar die Here ons lei. Ja, ek is so bly oor die vrede wat ek kry, deur aan die Here oorgegewe te bly. Ek is so bly oor die vrede wat ek kry, deur aan die Here oorgegewe te bly. En ons stap nou waar die Here ons lei, en omdraai sal ons nie. Ons stap nou waar die Here ons lei, en omdraai sal ons nie. Voorwaarts kinders van die Here, voorwaarts kinders van die Here, voorwaarts kinders van die Here, ons gaan waar die Here ons lei. Voorwaarts, voorwaarts kinders van die Here, voorwaarts kinders van die Here, voorwaarts kinders van die Here, ons gaan waar die Here ons lei. Ons gaan waar die Here ons lei, ons gaan waar die Here ons lei. God het opgestaan met betekenis. Hy het opgevaar na die hemel. Beteken nog iets groters. I was buried beneath my shame. Who would carry that kind of weight? It was
was my tomb till I met you. I was breathing but not alive. And all my failures I tried to hide. It was my truth till I met you. You called my name and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. You called my name, I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. Now your mercy has saved my soul, and your freedom is all I know. The old made new, Jesus, when I met you. You called my name, I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. You called my name, I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. I needed rescue, my sin was heavy, chains break at the weight of your glory. Needed shelter, I was an orphan, now you call me a citizen of heaven. When I was broken, you were my healing, now your love is the air that I am breathing. I have a future, my eyes are open, it's when you call my name. I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. You called my name, I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. You called my name, I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. You called my name, I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. So kind to me. Oh, the Overwhelming, never-ending, reckless love of God. oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Before you spoke a word, before I spoke a word, you were singing over me.
a breath, you breathe your life into me. You've been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, till you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. When I was your foe, still your love fought for me. You have been so, so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. You have been so, so kind. The overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. All who are thirsty, all who are weak, will come to the fountain. Dip your heart in the stream of life. Let the pain and the sorrow be washed away by the waves of your mercy. Deep cries out to thee. We say, come, Lord Jesus, come. Come, Lord Jesus, come. Come, Lord Jesus, come. Come, Lord Jesus, come. Yes, all who are thirsty, all who are weak, just come to the fountain. Dip your heart in the stream of life. Let the pain and the sorrow be washed away with the waves of your mercy. As deep cries out to thee. Holy Spirit, Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. Holy
listen. Dip your heart in the stream of life. Let the pain and the sorrow be washed away in the waves of your mercy. As deep cries out to deep, come. Julle kan slank die woord oopmaak by Handelinge. Handelinge 1, Handelinge 2. Gaan ek so 'n paar verse met julle deel en dan ook by Efesiërs 5. Julle is welkom om saam met my te volg Handelinge 1, Handelinge 2. Sit hierdie hele week en eintlik al van die vorige week se donderdag met Hemelvaart stilgestaan by Jesus is baie meer as wat ons kan vasvat en die behoefte van ons kant af is Here, ons wil U sien. En die Here het met ons 'n hele pad gestap met vir ons kom wys dat hy na ons toe gekom het, dat hy homself tussen ons kom neersit het. En dat die hele lewe van Jesus, dis die wonderlike daarvan, as jy iewers belangstel om op te tel wat iewers in die week gebeur het, dit is op YouTube beskikbaar, so as jy graag daarna sou wou kyk, mens sou dit kon doen. Ons het ontdek dat die evangelie kan mens baie keer so verskraal na so 1 of 2 of 3 goedjies waarna jy mens spring en sê dis waaroor dit gaan, maar Jesus se hele lewe is goeie nuus. En dat die hele lewe van Jesus vir ons kom oopsluit oor verlossing en verhouding en pad saam met God. So ons het gesien hoe hy naby kom, ons het deur sy lewe gesien oor hoe hy geleef het, die voorbeeld wat hy gestel het, ons het gesien oor die extreme waartoe Jesus bereid was om te gaan, om sy eie lewe te gee. Met die opvaar oor hoe die Here ook deur Jesus se opvaart na die hemel vir ons net dimensies kom oopbreek om ons te motiveer en te inspireer ook vir ons lewe hier en nou. En dat hy vir ons ook dan vanoggend waar ons stil staan, dat ons weet, maar die Here het vir ons die Heilige Gees gestuur. So die hele sien van die week is, God het hom kom wys, en hy kom wys hom, en hy kom breek hom oop in ons lewe. En die punt is, wat maak ons met wat ons sien? So dis wonderlik, om al hierdie diepte, en hierdie ongelooflike geskenk, wat God vir ons kom oopbreek, te sien, en dis wat die Here kom doen met sy hele lewe, hy sê, ek wil jou oë oopmaak, sodat jy dit kan raak sien, sodat jy dit kan vat en deel maak van jou lewe. En die Here kom sit dit voor ons neer, maar die Here kan nie in dit inforceer nie. Wat maak ons met wat ons sien? En selfs daarin het die Here gedink. En daarom het hy sy Heilige Gees gestuur, want dis nie vir ons in onsself moontlik om hierdie voorbeeld en hierdie lewe en hierdie diepte daarvan uit ons eie uit te kan leef nie. Die vlees kan dit nie doen nie. So ons het God nodig, en dat hy vanoggend vir ons kom bederf, en vir ons 'n geskenk kom gee, in ons lewe, die Heilige Gees, en dat die Heilige Gees, die geskenk wat dit is nie iets om net na mooi te kyk en te sê, sjoe, dis mooi nie. Die punt is, wat maak ons met wat ons sien? So die Here doen alles, hy kom sit alles vir ons neer, maar iewers wat moet gebeur is, ons moet dit vat, en dit oopmaak. Nou die oomblik sê dit oopmaak, en as ons nou maar net hierdie jelly babies vat, en jy eet dit, dan raak dit deel van jou hele lewe. So dit filter uit na alles, hoe ek dink, hoe ek doen, hoe ek optree. En dat die Here ons kom seën met hierdie geskenk. Vader, dankie dat ons ook u woord kan lees vanoggend, en Here, verder in hierdie waarheid indrink oor die pad wat U met ons kom loop, en Here, hierdie goeie nuus wat U vir elke liewe mens op hierdie aardbol kom neersit. Here, dat U ook kom, en dat U ons kom help om dit te vat,
en daarmee te leef. Here, daarvoor dank ons U en help ons juist deur die Gees, Here, dat ons U stem ook vanoggend sal hoor. En dat ons dit sal vat. Dat ons by die blokkades in ons lewe sal kom. By die punt kom waar ons net nie vrykom nie, waar ons vashak om dat dit wat U kom doen het, so deel word van ons, Here, dat dit 'n effek het op ons totale lewe. Kom maak ons oë oop om dit te sien, dit te vat en daarmee te gaan leef. Dankie vir die woord wat ons dit leer, dat U ons oë ook kom oopmaak deur die Bybel. Dankie Heilige Gees, dankie Here God. Amen. Ons lees in Efesiërs 5, vers 15 tot 18, die opskrif daar in die 2020 vertaling, die lewe deur die Gees. Let daarom sorgvuldig op julle leef, nie as onverstandiges nie, maar as wyses. Koop die tyd uit, omdat die dae vol boosheid is. Om hierdie rede moet julle nie onverstandig wees nie, probeer eerder om te verstaan wat die wil van die Here is. En moenie deur wyn bedwelm raak nie, daardeur ontstaan losbandigheid, inteendeel word vervul deur die Gees, terwyl julle onder mekaar psalms, lofgesange en geestelike liedere laat opklink. Ja, van harte tot die Here sing en psalms, God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus dank. Nou hierdie groot gebeure van die realiteit van die Heilige Gees in ons lewe, wat vanoggend by ons kom staan, lees ons van dit wat gebeur het in Handelinge 2, vers 1. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek by mekaar. Onverwags het daar uit die hemel 'n geluid soos die van 'n kragtige stormwind opgeklink. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Tonge asof van vuur het aan hulle verskyn, verdeel en op elkeen van hulle neergedaal. En almal is vervul met die Heilige Gees en het in ander tale begin praat, soos die Gees aan hulle gegee het om hardop uit te spreek. Destyds het daar vroom Jode uit elke nasie onder die hemel in Jerusalem gewoon. Toe daardie geluid opklink, het die menigte saamgedrom en was hulle verward, omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word. Verstom en verbaas het hulle gevra, kyk, is almal wat daar praat dan nie Galileërs nie? Hoe hoor elkeen van ons hulle dan praat in die taal waarmee ons groot geword het? En dan verduidelik hy net verder van waar hulle oral is en verskillende mense. En in hoofstuk 1 vers 8, dan kry ons die belofte van die Here. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Dat God ons kom bemagtig met die Heilige Gees en dat deur die Heilige Gees die Here ons in staat stel om die lewe saam met God te kan leef. Nou daar is baie goeders wat gesê word. Ek kan onthou oor hoe goeders wat gesê word 'n mens kan deur mekaar praat. Ons was 'n stadium net toe ek op universiteit was, wat ek gebombardeer is met die gedagte is, as jy nie in tale praat nie, het jy nie die Heilige Gees ontvang nie. En ons hoor in die wandelgange 'n klomp goed oor die Heilige Gees. So as dit nog nie met jou gebeur het nie, is jy nie kind van God nie. En daarom is dit belangrik dat ons ook vanoggend kom stilstaan by wat leer die woord ons oor die Heilige Gees. En een ding wat ek kan sê oor die woord van die Here is dat die woord van die Here weerspreek om nêrens nie. So die woord kan verskillende dimensies kom oopbreek en dit verryk. En van ons die groter prentjie kom oopbreek, maar nêrens sal die woord hom weerspreek in dit wat hy sê nie. En die Bybel is baie duidelik daaroor in 'n klomp gedeeltes, dat wanneer ons die dag die Here as ons verlosser ontmoet, die oomblik van ons verlossing is die doop met die Heilige Gees. Dan is God Gees woonagtig
in ons lewe. Dis die gebeurtenis wat daar plaasvind oor wanneer die Here ons oë kom oopmaak, wat in elk geval 'n hele pad is wat die Here met ons kom stap, deur sy Heilige Gees om ons oë oop te maak, want die vlees kan nie dit ontvang nie. So die Here maak ons oë oop om te besef, hy is die verlosser, Jesus is wie hy gesê het hy is, en die Heilige Gees, God drie-enig, kom woon in ons lewe. Maar nou, dis nou waar 'n paar mense stop. En dit vat nie weg dat die Heilige Gees op verskillende maniere kan werk nie. Maar dis nie waar dat ons met die voorskrifte kom van om te sê, as dit nie gebeur het, is nie daar nie. Al wanneer die Heilige Gees nie deel van jou lewe is nie, is wanneer jy nog nie 'n kind van God is nie. Die woord sê dit vir ons duidelik, Romeine 8 vers 9 en 10. As iemand nie die Heilige Gees van God het nie, is hy nie 'n kind van God nie. Sê ek wat dit sê nie. Dis die woord van die Here wat dit sê. So met redding kry ons die geskenk, die Heilige Gees. Elke kind van God het dit. Maar dis nie waar dit stop nie, en dis die probleem. Die Bybel kom breek vir ons verder uit oor hierdie pad wat God met ons stap. En dat die Here vir ons nie daar los nie. Dis net soos met die verlossing van Jesus die hele pad maak, ons selektief, ons vat dit, ons hou daarvan, ons hou daarvan, ons hou daarvan. En ons verarm onsself en ons val vas in die lewe omdat ons sit met stukkies van die waarhede, terwyl die Here vir ons die volle waarheid wil kom oopbreek in ons lewe. So wat moet gebeur in ons lewe, waartoe die Here ons help, is die geskenk wat hy vir ons gee, om dit oop te maak, sodat dit 'n invloed kan hê op ons hele lewe. So om te kan leef as 'n kind van God, het ons God nodig om ons te help om ons lewe te vorm met dit. Nou, vir alles wat ek nou gesê het oor tale, skiet ek hoegenaamd nie spreek in tale af nie. So as jy dit by my gehoor het, het jy verkeerd gehoor vanoggend. Maar dis nie wat die Bybel ons leer oor die Heilige Gees in ons lewe, en vervul wees met die Heilige Gees nie. So as die Nuwe Testament vir ons kom verder oopbreek oor hierdie werking, so hy's in ons, so wat gebeur nou hier verder, dan sal twee woorde wat telke male voorkom. Nou, ek wil net so vir 'n oomblik, ek wil julle regtig nou nie deurmekaar maak met Grieks en Hebreëus nie. Johannes, kan jy my gou daar sit op die bord? Daar sê. Al wat daai net sê is, ons praat oor vervul. So wat is dit om vervul te wees deur die Heilige Gees? Is daar 'n klomp woorde in die Nuwe Testament in die Bybel, in God se woord wat gebruik word. So ons nou net by die Nuwe Testament deel, ek wil dat die Ou Testament ook wys, ons is nie nou daar nie. So die Nuwe Testament sal klomp woorde vir vervulling. Nou, wat mense maak is, ons gaan na die Bybel toe en lees ons nou hierso van, hier's vervul, dan het ons idees en dan sê ons kies daai betekenis van Heilige Gees, maar in daai konteks waar dit staan, kan dit glad nie sê nie. Want daar's meer as een woord wat gebruik word, vervul in die Heilige Gees. En dan is daar twee groot woorde wat gebruik word. Die eerste ene kom veral in Handelinge voor. So Handelinge wat kom sê van die vervulling van die Gees, en dan verder wat kom nou. Die eerste woord wat daar gebruik word is pimpleo. Pimplemi. Nou hierdie wat dit vir ons nou kom sê, is goed. God gee vir ons nou ons helper. Dis wie die Heilige Gees binne ons is. So God bemagtig ons met die helper. So wat kom doen die Heilige Gees? Die Heilige Gees help ons sodat God se wil vir ons duidelik raak. God se Gees help ons om ons te konfronteer met ons vleeslike natuur, daai ding wat nie wil doen wat God doen nie. En die Heilige Gees help ons ook om dit reg te kry, om so te begin lewe dat ons die voorbeeld wat Jesus deur sy lewe gestel het, ook kan uitleef in ons elke dag lewe. So hy kom bemagtig ons. Nou, pimplemi kom vertel vir ons hierdie woord, elke keer wat dit gebruik word,
gaan oor 'n spesifieke gebeurtenis, wat ons nou gelees het in Handelinge 2. So wat het in Handelinge 2 gebeur met die dag van die uitstort van die Heilige Gees? Mense het gehoor, die evangelie gehoor, elkeen in hulle eie taal. So elke keer wat pemplemi daai woord gebruik word, waar die Heilige Gees is, dan kom praat dit van oor hoe die Heilige Gees kom in gelowiges se lewens, iemand wat die Heilige Gees het. En wanneer ek in 'n situasie is, waar die evangelie moet oorgedra word, in hierdie geval gaan dit oor die verkondiging daarvan, dan bemagtig die Heilige Gees ons. So die Heilige Gees het hierdie mense in staat gestel om te kan praat in tale wat hulle nie self geken het nie. Dit was nie hulle se nie, maar ander mense het dit gehoor. Die Heilige Gees bemagtig jou om God se werk te doen op 'n spesifieke oomblik waar God jou nodig het om hom te dien. So dis een deel van hierdie vervul wees in die Heilige Gees, is dat God ons bemagtig. So ons hoef nie bang te wees as kinders van God, dat ons in situasies gaan wees, waar die Here nie vir ons die gereedskap gee, om dit te kan hanteer nie. Die Here sal ons ook in staat stel. Hy is getrou. Dis wie hy sê hy is. Maar dan kom maar ook 'n tweede en so wat dit dan betref, as hulle my wil gaan toets of dit my eie woorde is wat ek sê en of dit die Bybel is, kan jy gaan kyk na Handelinge 2 vers 4 wat ons gelees het. Handelinge 4 vers 8 kan ons gaan kyk oor hoe die Here vir Petrus bemagtig het. Die Here het vir Petrus die woord gegee om te spreek in daai oomblik en 3000 mense het tot bekering gekom. So die Here het hom bemagtig in daai oomblik waar die Here hom wou gebruik het. So waar ons die fout maak is dat ons kyk na ander mense, dan sê ons, die Here werk deur daai persoon. Dis 'n totale verkeerde manier om te kyk daarna. Ons moet na daai persoon kyk en sê, kyk wat doen die Here wanneer iemand toelaat dat die Here deur hom werk. Want as ons dit nie verstaan nie, dan vergelyk ons met ander mense se vermoëns. Ek en jy het nie die vermoë nie, dis die Heilige Gees wat ons bemagtig om God se werk te doen. Dis die Heilige Gees wat mense oortuig en lewens verander. Ons is instrumente in die hand van die Heilige Gees. Hoofstuk 9 van Handelinge, wanneer Paulus nou weer sy sig terugkry, is mos nou blind op die Damaskuspad, het hy blind geword, die Here gee sy sig vir hom terug, dan lees ons daar in Handelinge 9, die Heilige Gees het hom bemagtig om te preek. So die Heilige Gees het hom in staat gestel om God se woord te kan verkondig. Nou die tweede vervulling waarvan die Heilige Gees kom praat, gaan oor die tweede woordjie. Want al die woorde wat ek daar vir julle gewys het, gaan nie oor die Heilige Gees nie. Dit gaan oor selfs iemand is vol van die demone, dan is daar 'n ander woord daarvoor. So die gevaar is wanneer mense kom en hulle kyk na ander woordjies en ander betekenisse en hulle wil dan sê dis wat hierso staan. Die tweede een gaan, so hierdie sien ons oor hoe bemagtig die Here ons in situasies waar ons menslik nie weet hoe om dit te hanteer nie, dat die Heilige Gees ons bemagtig om daardie instrument in sy hand te kan wees. Pleroo, die tweede woord gaan daaroor, oor 'n voortdurende vervulling. So ons het die Heilige Gees, nou wat daai vervulling oor gaan is dat ons elke dag daarop ingestel moet wees om te sê, Here, kom verander my lewe. En dis 'n elke dag proses. Dis 'n elke dag proses van, Here, help my dat my lewe in lyn met U sal kom. Help my om oorwinning te kry oor hierdie swakpunt in my lewe, waar die Here ons kom vorm deur sy Heilige Gees. Waar die Here ons in staat stel dat ons begin om die vrug te dra wat Efesiërs van praat, die vrug van die Gees. Dit is hoe die Heilige Gees lyk en vervulling begin lyk in ons lewe. Is die ek word afgebreek, wanneer ek gaan sê, man, ek dink aan myself, ek het nie 'n saak met jou nie, ek raak selfsugtig, ek sê vir jou wat ek wil, ek maak jou seer, dis die vlees, die Heilige Gees kom beklei teen dit in ons lewe. Die Heilige Gees, pleroo, gaan ons konfronteer met ons gedrag wat nie in lyn is met die wil van Jesus nie, wat nie Jesus se lewe vergestaal nie. Die denke van Christus, die lewe van Christus, sigbaar in ons nie. En ons ervaar dit as kinders van die Here.
Waar kom die ongemak vandaan as jy iets gedoen het wat nie in lyn is nie? Hoekom voel jy onrustig daaroor? Hoekom konfronteer dit jou? Want as jy 'n kind van die Here is die Heilige Gees binne in jou. So wat ons doen is ons beperk die Heilige Gees. En die Heilige Gees kom sê, laat toe. So as Paulus kom praat in die eerste gedeelte wat ons gelees het in Efesiërs 5, is dit duidelik ons het die Heilige Gees. Hy sê, laat die Gees julle vervul. So daar's iets wat bewustelik in ons lewe moet gebeur om te sê, ek onderwerp my aan die Heilige Gees. Here, ek gee vir u die reg om te kom beweeg in my lewe en my verander. Laat die Gees van God julle vervul. Hy's binne in ons, hy forceer hom nie in alles in nie. Ons moet die Here toelaat en dis 'n keuse wat dit van ons vra om te sê, Here, kom verander my. Ek kan nie verwag en sê, Here, jy moet nou maar net my lewe verander nie. Maar as doelbewuste beweging van dat ons moet kom sê, Here, ek kom stel myself ondergeskik aan U. Kom verander my. Kom maak my 'n nuwe mens. En dit vat my so terug na my BC daar. Before Christ. Toe God net in my gedagtes was. En oor hoe gemaklik 'n mens ingepas het by die vriendekringe en die taal gepraat het van die vriendekringe. En dit het niks geplan nie. Maar toe die Here vir my bring by die pad deur sy Gees om my te kon wys wie ek is, en my nietigheid en my swakheid voor hom as sondaar mens en my verlorenheid. En die Here my oë oopgemaak het. Ek kyk vandag terug. Ek weet daar's 'n oomblik van beslissing in 'n mens se lewe. Party mense het 'n pertinente dag, ander gebeur dit op verskillende plekke in hulle lewe en die Here stap met hulle pad. By my was daar in my eie lewe 'n spesifieke dag wat die Here vir my al daai gordyne kom afhaal het, vir my kom wys het, dis wie jy is. En ek het 'n keuse gehad oor wat maak ek daarmee. Maar as mens terugkyk, en ons kyk terug oor die Here se pad wat hy gestap het, dan besef ek vandag, as die Here my nie gehelp het om dit raak te sien nie, die vlees kan dit nie ontdek nie, sou dit nooit in my lewe gebeur het nie. En dit maak mens nederig en klein voor die Here, en dan is dit soos wat Paulus vir ons kom sê, dat hierdie vervul wees van die Heilige Gees bring in 'n mens lof vir God uit, om lofliedere te sing, om te sê, Here, U is als, U is groot. Die Here verander my lewe, en dan wat die Bybel kom sê, is die oomblik, toe ek gehoor gegee het, en myself oopgemaak het, en my nietigheid en my verlorenheid vir die Here bely het, en hom aangeneem het as die verlosser, daai oomblik het die Heilige Gees, God drie-enig, deel geword van my lewe. Nou die interessante ding, wat ons nie met ons verstande kan verklaar nie, want dis wat die Gees van God doen. Toe ek uit daai saal uitbeweeg, waar ek my lewe vir die Here gegee het, stap ek in dieselfde vriendekringe in. En ewe skielik gebeur daar iets. Ek begin bitter ongemaklik voel. En ek besef, maar dis mos nie meer die taal wat ek kan praat nie. So dit wat ek nou gister nog baie gemaklik gepraat het, en nie eers besef het wat ek doen nie, is ek op 'n bitter ongemaklike plek. So die Heilige Gees maak mens attent, want hy wil alles oorneem in ons lewe, nie net sekere gedeeltes daarvan nie. En hy gaan ons konfronteer. En dan sê Paulus in Efesiërs, laat God toe. Ons moet die keuse maak om te sê, Here, verander my. En ons oopstel vir die verandering. En wanneer ons op daai plek is, dan begin die Here om ons lewe in te kleur. Begin die Here die vrug van die Gees laat gestalte vind in ons lewe.
en bemagtig die Here ons. Dis die geskenk wat die Here vir ons 'n werklikheid kom maak het en van niemand al weghou volgens nie. Dis vir almal van ons. En dis om te kom sê, Here, ek gee oor. Kom verander my. Dis om te leer om elke faset van jou lewe in diepe afhanklikheid van die Here te leef en die Here deel te maak daarvan. Dis nie 'n bedreiging nie. Here, as dit beteken om te verander, dan is dit. Hoe gaan ek dit regkry? Die Heilige Gees stel ons in staat, hy is ons helper. Hy's nie net die afrigter wat kom sê, dis hoe dit moet lyk nie, my kind. Hy's ook die een wat vir ons help oor hoe moet dit wees en met ons die pad stap om ons te help tot ons dit reg kry. En daarom selfs as ons geval het, nie op te gee nie, maar by ons te kom staan en vir ons te help. Wat 'n wonderlike geskenk wat die Here vanoggend vir ons kom gee. Ons gaan nou dat die Here ook verder vir ons oor die Gees wat kom vanoggend na ons toe. Ons kom bedien met kom o Skepper Gees. So kom ons hoor oor wat sê die Here vir ons ook vanoggend. As ons dit ook op 'n ander manier gaan sien. Dankie.
Wanneer die ding vir ons oopval, dat die Here ons by ons redding kom inwoon in ons, dit nie daar stop nie, dat die werk van God se Gees aangaan, dat die Here mense bemagtig in spesifieke situasies. Hier is 'n oomblik wat ek nodig het dat die Here my kom help om sy instrument hier te kan wees, maar ook die voortgaande werk wat besig is om elke liewe dag ons te verander, om met ons die pad staan. En vanuit dit uit gebeur daar dinge soos dat 'n mens sensitief raak vir drome en dit moontlik is dat die Here met drome kan praat. En hy gaan nie noodwendig met almal op daai manier praat nie. Maar dis van die basis af wat die Here met ons kon werk. Kan dit wees dat mense intense gebed het met die Here, wat jy absoluut weet dat die Here is met jou besig en wat iemand anders dalk nie gaan verstaan nie, waar jy alleen is in die Here. Maar dit staan hoegenaamd nie los nie, en dit kom druk nie in, vir hierdie groot goed, wat die Gees in ons lewe kom doen nie. Dit kom breek niks daarvan af nie. Dis dit nie 'n plek is nie, gaan daar snaakse goeders gebeur, in die naam van die Gees. 'n Diepe afhanklikheid. En daarom as ons praat van verhouding, dis wat die Here begeer. Dit is genuine 'n diep ding, dis nie 'n oppervlakkige ding nie. Die Here wil elkeen van ons in 'n diepe verhouding, soos ons met mekaar kan praat, wil die Here ons innooi in 'n diepe verhouding. Hy is alles behalwe 'n afstand God. Wanneer ons hom toelaat om ons te verander, gaan ons sy stem begin hoor. Gaan ons begin sensitief raak vir die omgewing rondom ons, waarmee is die Here besig. Maar dit vra dat ek en jy by die punt sal kom om te sterf van onsself. En elke dag daar sal wees, Here, verander my. Amen. Kom ons sluit af met 'n lied, 'n gebed. Het jy hom verander? Ek het gedink en ek het nou so gekyk dat jy my help, want ek het besef dat terwyl Jacques al gesit het, die Here met hom gewerk en die Here het 'n ander lied opgesê. Dis presies waarvan ons praat. 'n Sensitiwiteit. So Jacques, en kollekte. Dankie. Terwille van tyd sal ons maar kollekte so lank ook begin in, ja. Aan die senior jeug, wat vanoggend hier is, Dominee Wian sê, julle moet net asseblief hierna hier langs aan beweeg, dankie. Sê, kom ons vind. Hoe lyk die Gees? Hoe weet jy jy is gevul met die Gees? Hoe weet jy jy is gevul met die Gees? Dit lyk soos God. En God is liefde. Kom ons staan dan. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeet. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef.
mense, engletale, maar dis nie uit liefde nie. Dis my woorde, al symbole, klanke sonder melodie. Al kan ek geheim uitlê, berge deur geloof versit, of al het ek al die kennis, sonder liefde is ek niks, sonder liefde is ek niks, sonder liefde is ek niks. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeet. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. Ontvang die seën van die Here en kom ons gaan in sy vrede, kom ons gaan leef, kom ons gaan gee oor, Here verander my. Mag die genade van ons Here God, ons Vader, die liefde deur Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons wees en bly. Amen.